Geliefdes, wat 'n wonderlike voorreg is dit nie om ook weer op hierdie Sondag so oor die lig met elkeen van julle wat verluister te kan gesels rondom dit wat in God se hart vir jou en my leef. En al is ons nie fisies in 'n kerkgebou nie, dan doen ons dit steeds onder die naam van Geloof en Aksie, Bediening Hartbeesfontein. Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig. Kom ons kniel voor die Here ons God. Hy is ons herder en ons is sy kudde. Sy skape deur sy hand versorg. Amen. Geliefdes, wat 'n wonderlike voorreg is dit nie om ook vanoggend te kan hoor wat God vir jou en my wil sê rondom. En eintlik stel die Engels dit soveel kragtiger wanneer die Engels praat van but God. But God. So in die Afrikaans staan dit maar God. Nou God vra vanoggend vir jou en my. Wil jy die duiwel in jou lewe 'n uitklop gee? Wel, jy het slegs 2 woorde nodig, sê die woord. En dit is maar God. Want met hierdie 2 woorde kan ek en jy die vyand keer op keer 'n uitklop gee. En hierdie woord, maar God of but God, is 43 keer in die woord wat dit staan. Maar wat interessant is, dit is 43 keer in 'n vers. Nou kom ons maak die woord van God oop dan by Handelinge 3, dan lees ons net vers 15. So julle het hom, die leidsman na die lewe, doodgemaak, maar God het hom uit die dood opgewek. En daarvan is ons getuies. Jy maak dood. Jy wil probeer om my dood te maak, maar God. Mense skinder van jou en my, maar God. Want geliefdes, ons maak die fout. Meestal sit ons 'n punt waar daar net 'n komma moet wees. Ons sê oor my verhoudings werk dalk nie, of ek het nie geld nie, of ek is 'n mislukking, of ek gaan dit nie maak nie, of ek het soveel foute in my lewe. En elke keer maak ons die fout, ons as mense, ons sit dan 'n punt, wanneer ons dit gesê het. Maar God sê, moenie 'n punt plaas nie. Weer 'n keer, wat God, maar God sê dit, moenie 'n punt plaas nie, dis net 'n komma. Elke keer, geliefdes, as ek en jy nie weet wat om te doen nie, al wat ons sê is, maar God. Elke keer wanneer daar 'n gedagte opkom by jou, wat nie goed is nie, eintlik 'n I thought, 'n ek dink gedagte, wat destruktief is, maar God. Want ons vergeet dat God is so kragtig in sy woord, in dit wie hy is, in dit wat hy doen. En die hartseer is die meeste van ons mis dit. Kom ons blaai daar na Rigter 6 toe. Rigter 6, dan gaan ons lees daar vanaf vers 7 tot en met vers 13. Rigter 6, en julle ken hierdie skrif, dit gaan oor Gideon. Rigter 6 vanaf vers 7. Toe hulle tot die Here roep om hulp, teen die Midianiete, het hy 'n man gestuur om onder die Israeliete as profeet op te tree. En hy het vir hulle gesê, so sê die Here, die God van Israel, ek het julle uit Egipte laat wegtrek, en ek het julle uit die plek van slawerny bevry. Ek het julle gered uit die mag van Egipte en van almal deur wie julle verdruk is. Ek het julle laat plek maak vir julle, en ek het hulle land vir julle gegee. Ek het vir julle gesê, ek is die Here julle God. Julle mag nie die gode dien van die Amoriete, in wie se land julle woon nie, maar julle het nie na my geluister nie. Vers 11. Daarna het 'n engel van die Here gaan sit onder die groot boom in Ofra, wat behoort het aan Joas die Abisriet.
Sy seun Gideon was besig om koring uit te slaan in 'n parskuip waar hy weggekruip het vir die Midianiete. Die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê: "Die Here is by jou, dapper man." Vers 13. Maar Gideon het vir die engel gesê: "Ekskuus meneer, maar as die Here by ons is, waarom kom al hierdie dinge oor ons? Waar is al sy magtige dade waarvan ons voorvaders ons vertel het, toe hulle gesê het die Here ons nie uit Egipte bevry nie? Nou het die Here ons in die steek gelaat. Hy het ons oorgegee in die mag van die Midianiete." Kom ons stop net eers hier by vers 13. Geliefdes, as ek en jy lank genoeg in ons eie storie leef, in jou eie gedagtes, dan begin jy dinge glo wat nie waar is nie. Gideon het gesê: "Waar is God? Waarom het hy ons verlaat?" Want Gideon het in sy eie storie geleef wat nie die waarheid was nie. En die waarheid is, hy het nie geluister na dit wat so pas gesê is nie. Luister, terwyl Gideon besig was om die koring te sif, was hy nie die enigste een wat gesif het nie. God was ook besig met 'n siftingsproses. God was besig om Gideon se gedagtes te sif en hom as ware sodoende probeer gereed maak het vir dit wat sou volg. So geliefdes, wanneer ek en jy dink dat ons in 'n siftingsproses is, onthou, God is ook besig om te sif. Ek en jy moet net ons geloof toelaat om alles te oorheers, want onthou, ons het 'n God wat vir ons bid. Kom ons lees verder, vers 14. En daar staan: "Toe die Here na Gideon toe gedraai en vir hom gesê: Gaan met die krag wat jy het en gaan red die Israeliete uit die mag van die Midianiete. Toe, ek stuur jou." Geliefdes in God, sê terwyl jy so bekommerd is oor die sifting, Gideon, kom ek wat God is en ek kies om jou te stuur. En onthou geliefdes, wanneer God almagtig, die groot ek is, wanneer hy jou en my stuur, dan weet God wat hy doen, dan weet God hoekom hy dit doen. Want die oomblikke wanneer hy dit doen, dan verander jou en my hele lewe. Want omdat hy wat jou ken jou stuur, verander jou siftingsproses oor jouself in oorwinning. Want hy sê, jy is 'n magtige kryger, dis wat God sê. Dis wat hy eintlik vir Gideon gesê het. Hy het hier vir hom baie duidelik gesê: "Toe, ek stuur jou. Gaan met die krag wat jy het." Dis wat God vir hom sê, dis wat God vir jou en my vanmôre kom sê. Gideon is vir ons 'n wonderlike voorbeeld, maar God praat vanoggend met jou en my. God sê, jy is 'n magtige kryger. God vra vir jou vanoggend, waarom stop jy by die eerste keer in jou lewe wat jy misluk het? Wanneer God sê dis 'n komma, nie 'n punt nie, hoekom doen jy dit? Hoekom plaas ons punte waar God 'n komma geplaas het? In jou en my lewe. Want die woord sê, maar God, but God. God is besig om jou en my te sif. Onthou geliefdes, as hy jou nie sif nie, dan kan die goeie deel in jou nie na vore kom nie. Die kryger wat binne in jou is, kan nie uitkom nie. Want jy moet eers deur 'n siftingsproses gaan. Wanneer ek en jy by die punt kan kom waar ons kan sê, your biggest disappointment is God's appointment with God. Kom ek herhaal dit weer. Your biggest disappointment is appointment with God. Jou grootste teleurstelling in hierdie lewe, sê God vanoggend, is 'n afspraak met hom.
Jy ken die woorde, maar God, en daarom geliefdes, ek en jy is hier ons veronderstel om vir ons situasie te vertel, vir ons teleurstelling, vir ons siftingsproses. Wanneer jy voel jy is vasgevang in 'n wynpers, wanneer jy 'n vraag het soos, het God jou verlaat? God sê vertel vir hulle, but God. En die oomblik wanneer jy sê, maar God, dan staan jy hierdie magtige kryger as ware binne in jou op. Soos Gideon, wat hy in Gideon opgestaan het. Maar elke keer wanneer ek en jy 'n wêreldse gedagte dink, 'n destruktiewe gedagte kry, dan maak jy dit wat God wil oprig binne in jou dood. Wanneer jy dit uitspreek. Verkeerd ons mekaar gesê, God hoor wat jy sê. God hoor wat ek en jy sê. En God reageer op dit wat ek en jy sê. Dan maak jy 'n krag binne in jou dood. Jy maak ook die outeer van lewe binne in jou dood, wanneer jy hierdie dinge spreek. So ja, geliefdes, vertel vir jou situasie, vertel vir jou omstandighede, vertel vir jou gedagtes, vertel vir jou siekte, maar God. Dit en dit is so, but God. Die probleem, geliefdes, met almal van ons is ons gaan terug na godsdienst toe en dan staan ons op godsdienst. Ek lees die Bybel, ek gaan gereeld kerk toe. Ek is mal oor die lofprysing en die aanbidding in die kerk, maar die eintlike vraag is, wanneer jy in die huis van die Here was en môre breek aan, wanneer die aanbidding verby is, wanneer die kerk se deure toe is, wat sê jy dan vir die berg wat voor jou kom staan? Daardie berg gaan nie voor jou verrys binne in die kerk nie. Daardie berg gaan voor jou staan wanneer die kerk se deure toe is. Wanneer jy daar uitgestap het, wanneer jy in die hitte van die lewe staan. Wanneer jy as ware in 'n wynpers is. En wanneer jy nie net die pastoor of die dominee kan bel nie, ek sê weer, wanneer die kerk se deure is toe, wanneer die volgende dag aanbreek, wat doen jy dan? Want dit is juist dan wat jy verseker moet weet, but God. Maak nie saak van omstandighede nie, maar God. En dis dan wanneer jy vir God vind, geliefdes. Dit is wanneer jy moet sif en besef dat God ook sif, sodat die kryger binne in jou en my kan opstaan. Die kryger hoef nie op 'n Sondag op te staan nie. Maar wat gebeur 'n dag later wanneer ek en jy na die berg kyk? Sien jy die berg? Of sien jy die berg wat beweeg? Sien jy 'n deur wat toegaan, of sien jy die handvatsel van 'n deur? Sien jy die siekte, of sien jy vir God binne in hierdie siekte? Onthou, geliefdes, takke breek. Takke breek onder jou en my. Dis 'n realiteit. Dis deel van hierdie lewe. Die lewe gebeur, daar kom 'n tyd van sifting in jou en my lewe, maar God. En geliefdes, op hierdie punt, toe kom die Heilige Gees en herinner my so duidelik aan daardie vrou, wat na Jesus toe gegaan het, wat Jesus vertrou het vir 'n wonderwerk, vir haar dogter wat siek was. Sy het na Jesus toe gegaan, en hy het vir haar gesê, ek is nie hier vir jou nie, ek is hier vir die verlore skape van Israel. Want sy was nie 'n Jood nie. Maar sy het aangehou en vir Jesus gesê, Here, dit is nie reg om die brood van die kindertjies te neem en dit vir die hondjies te gooi nie. Dis wat Jesus vir haar gesê toe sy aanhoudend hom aangedring het. Toe sê sy, ja, dit is so, Here. Dis die waarheid, ek weet dit. Maar Here, selfs die honde, die hondjies eet die krummels
wat van hulle basis se tafels afval. Jy onthou daardie storie. Weet julle wat is so wonderlik van hierdie vrou? Haar geloof het haar wonderwerk laat kry. Want sy het nie omgegee of sy die krummels wat van die tafel afval moes eet nie. Weet julle hoekom? Omdat sy geweet het dat dieselfde meel wat in die brood is ook in die krummels. Dieselfde botter wat in die brood is ook in die krummels. Want dieselfde bestanddele wat in die brood is ook in die krummels. Sy het dit geweet. So ek en jy geliefdes kan nooit by die punt kom waar ons sê God het my verlaat nie. Want solank as jy net daardie soort geloof het, dat die krummels genoeg is vir jou wonderwerk, dat die krummels genoeg is om vir jou 'n wonderwerk te laat plaasvind, vir jou te gee, dan het jy geen verskoning nie. En daarom sê God, jy moet eintlik net uitroep heeldag, but God, elke omstandighede, elke situasie, maar God, dis wat ek en jy moet doen. Kom ons bly vinnig daar na Romeine 5 vers 8 toe. Kom ons lees wat staan daar. Maar God, sien geliefdes, die fout wat ons maak, en ek het dit so pas gedoen, ons maak dit almal, ons begin net lees, maar ons besef nie daar staan, maar God nie. En as jy die Engels of enige Amplified of wat ook al gaan lees, sal jy sien, but God. Maar God bewys sy liefde vir ons daarin, juis dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. So jy kan nie eers hierdie verskoning gee van ek is 'n sondaar nie. Want God, maar God, het sy liefde ook vir jou en vir my bewys, gedemonstreer, toe ek en jy nog sondaars was. Ek sluit af. Krummel geloof het dieselfde krag as 'n volle brood van geloof. Kan ek dit herhaal? Krummel geloof het dieselfde krag as 'n volle brood van geloof. Al wat jy moet sê, Vader, ek het nie genoeg nie, maar ek het krummels om mee te werk. Dis wat God wil hê wat ek en jy moet doen. Ons moet krummel geloof hê. Mag liefdes, wat 'n vreugde as jy weet, maar God, as jy weet, but God. Want dan is jy nie meer 'n slagoffer nie. Jy is 'n oorwinnaar. Hierdie kryger, hierdie Gideon, hierdie kryger binne in jou staan op. Net omdat jy weet, maar God. Maak nie saak wat jy sien, of hoor, of voel of ervaar nie, but God. Onthou, God het altyd die laaste skuif. Amen. Liefdes, ontvang dan 'n volgende seën van die Here. En mag elkeen ook hierdie week gaan beleef en daarop gaan let dat hoe dikwels in die woord staan dit, maar God. Kom ons gryp dit vanmôre vas. Dis 'n blessing wat God in ons hande gee vanmôre. Want daardie maar God maak dat ons nie die berg sien nie, ons sien die berg beweeg. Dit maak dat ons nie 'n toedeur sien nie. Ons sien 'n deur met 'n handvatsel aan. Maar God wil jou seën uit sy oorvloed uit. God wil, He will open the floodgates of heaven upon you. Maar ek moet nooit vergeet nie, but God seën elkeen van julle. Amen.